Het jy al ooit gewens jy kon God vir 'n oomblik sien? Sy gesig, sy oë, met jou eie oë sien wie hy werklik is. Filippus het dit gevra, aan die laaste aand voor die kruis, en Jesus se antwoord is baie verrassend, want hy sê nie, wag, eendag gaan jy hom sien nie. Hy sê, Filippus, jy het hom al die tyd gesien, jy het dit net gemis. Johannes 14, die boefvertrek. Jesus en sy disippels is saam vir die laaste Pasga-maaltyd. Hy het sy verraaier aangekondig en hy sê vir hulle, ek gaan weg, maar julle ken die pad na waarheen ek gaan. En die disippels verstaan nie. Thomas vra, maar hoe kan ons die pad ken? En dan sê Jesus vir hom die woorde, ek is die weg. En dan staan Filippus op, baie goed bedoeld, eerlik en desperaat, en hy sê, Johannes 14 vers 8, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Dis 'n diep menslike vraag. Gee ons net daai een bewys. Laat ons hom net sien, dan sal ons glo. En Jesus antwoord om Johannes 14 vers 9 tot 10. Ek is al so lank by julle en ken julle my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie uit nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Dink gou vir 'n oomblik aan hierdie aanspraak van Jesus. Dit is een van die grootste dinge wat ooit gesê is. In die Ou Testament wil Moses God se heerlikheid sien en God sê, geen mens kan my aangesig sien en leef nie. By Sinaï bedek die volk hulle oë. Die tempel het 'n allerheiligste, waar geen gewone mens kon ingaan nie. Want alhoewel God altyd naby was, was hy altyd ook onbereikbaar, heilig, verborge, te groot vir menslike oë. En nou sit Jesus aan tafel saam met sy disippels, stof op sy voete, brood in sy hande en hy sê vir hulle, julle het die Vader gesien, die hele tyd. In elke genesing, in elke gesprek, in elke oomblik wat ek 'n sondaar in die oë gekyk het, elke kind wat ek omhels het, in elke storm wat ek stil gemaak het, het julle die Vader gesien. Want die allerheiligste, onbereikbare God het 'n gesig gekry en die gesig is Jesus. Maar Jesus stop nie net daarby, wie my sien, sien die Vader nie. Hy gaan verder. Hy sê iets wat ons teologie vir altyd verander het. Hy sê, ek is in die Vader en die Vader is in my. Dis nie 'n metafoor nie. Dis nie poëtiese taal nie. Die kerk noem dit die drie-eenheid van God. Vader, Seun en Heilige Gees. Vader en Seun is nie apart nie. Hulle is nie dieselfde nie, maar hulle is so volledig deel van mekaar, dat hulle ook een is met mekaar. As jy die een ken, ken jy die ander. Die ou verstaan van God is ver. Hy stuur boodskappers, hy praat deur profete. Hy's hoog, hy's heilig. Jy nader hom met vrees en met 'n spesifieke ritueel. Maar Jesus kom wys iets anders. Hy sê nee, God is naby. Hy het mens geword. Hy eet brood. Hy raak aan mense. Die Vader se hart is sigbaar in elke ding wat die Seun doen. En die laaste deel van vers 10 is miskien die heel diepste. Die woorde wat ek praat ek nie uit my eie uit nie. Dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Jesus neem geen eer vir homself nie. Elke woord wat hy praat, is die Vader se stem. Elke wonderwerk is die Vader se hand. As jy Jesus hoor, hoor jy die Vader. As jy Jesus sien optree, sien jy hoe die Vader optree. Hierdie vers het sulke ongelooflike praktiese implikasies. Jou beeld van God moet deur Jesus gefiltreer word. Want baie mense het 'n godsbeeld wat nie na Jesus lyk nie. 'n God wat koud is, ontoeganklik is, gereed om te straf, ver weg is, moeilik om tevrede te stel. En hulle het dit dalk by mense gekry of dalk deur slegte ervarings of 'n vers wat hulle verkeerd verstaan het. Maar Jesus sê, as jy wil weet hoe die Vader lyk, kyk na my. Kyk hoe ek die siekes aanraak, kyk hoe ek die sondaar ontvang, kyk hoe ek vir die verlorenes soek. Kyk hoe ek vir my vyande bid aan die kruis. Dit is die Vader. Nie 'n strenger weergawe agter Jesus nie. Nie 'n verborge God wat anders is as wat Jesus is nie. Dieselfde hart, dieselfde liefde, dieselfde gewilligheid om naby aan ons te kom. As jou beeld van God jou bang maak, kyk vandag na Jesus. Filippus het gevra, wys vir ons die Vader. En hy het nie besef dat hy vir 3 jaar lank reeds die antwoord in die oë gekyk het nie. En ons doen dieselfde. Ons soek vir God agter Jesus. 'n dieper, groter, verborge God. En Jesus sê, stop, kyk hier, ek is wie jy soek, die Vader en ek is een. Dankie Here, dat ek
U kan sien in Jesus se werke, in Jesus se lewe. Wanneer ek die woord oopmaak en daaruit lees hoe U gepraat het, Jesus, dan weet ek, dit is Vader wat praat, dit is Vader wat ook met my praat. Dankie dat U nie ver weg is nie, maar dat U mens geword het, dat U God met my, by my is. Here, ek wil net U loof en U prys en U naam groot maak. Amen.